Pretoria se mees geëerde inwoner. President van die destydse Suid-Afrikaanse Republiek, Paul Kruger, afgeneem voor sy huis in Kerkstraat in 1899. ...25 jaar later wordt sy standbeeld vanaf Prinsenpark verskuif en op Krugerdag 1925 wordt dit op luisterrijke wijze met feestviering en optochten van waans en noontjies in voortrekkerdrag onthul. Suid-Afrika's staatsmannen en die hele Pretoria was daar. Die onthulling van die standbeeld van Paul Kruger is waargeneem door generaal J.B.M. Hertzog. Die voortreffelijke beeldhouwwerk van Anton van Wouw het nog een stap gevorder op pad naar zijn rechtmatige plek op Kerkplein. Pretoria, als administratieve hoofdstad, het die eer gehad om al Suid-Afrika's grootmannen te leren kennen. Mannen zoals generaal Louis Botha. Met zijn terugkeer in 1919 van die Vredesconferentie in Versailles is hy met echt Pretoriaanse gasvryheid en enthousiasme verwelkom. Goeiemôre. Kan ek vir u van hulp wees? Goeiemôre. Meneer McLaren neem ek aan. Ek is mevrou Higgins van die Star Dagblad. Ek het 'n afspraak met meneer Marx. Meneer Marx het dit aan my genoem. Kom gerus in. Ek gaan net op en kyk waar meneer Marx is. Sal jy net 'n oombliekie wag? Baie dankie. Higgins van die Star is hier. Baie dankie, McLaren. Goeiemôre. Goeiemôre. Ek is Fiona Higgins van die Star Dagblad. Baie welkom. My man het aan my genoem dat die joernalis van 'n dagblad hom kom sien vandag. Sit gerus, hy behoort nou te wees. Baie dankie. Hier kom my man nou net. Sunny, lief, hier is 'n joernalis van die dagblad, mevrou Higgins. Sal ek vir ons tee bestel? Dit sal heerlik wees. En sal jy hom saam join met die tee? Dit klink baie lekker, dankie. Dankie my skat. U is Vanilla Higgins. baie welkom hier so Dankie. vir
Byna. U gee nie om as ek altyd maar net na mevrou Higgins verwys nie. Dis doodreg. Baie dankie. Dit klink vir my baie musikaal die stem, maar in die naam. Maar ek gaan oor met tong struikel, né? Dis doodreg. Baie dankie dat u inkant 'n tydjie kon sit vir u onderhoud. Ek is bly my dagboek kon dit toelaat. Dit is altyd baie aangenaam om met 'n joernalis te praat. Baie dankie. Sal ons gaan? Natuurlik. Dankie. Stap maar voor. Ek sal jou wys. Sit gerus, mevrou Higgins. En maak thuis, ek sal net 'n minuut wees. Ek gaan net gou my vrou haal. Is doodreg. Jammer, mevrou Higgins, dat u moes gewag het. Maar jy weet, ek is die baas van die plaas buitekant. Ek is nie die baas van die plaas in die huis nie, so ek moes vir die baas net gou gewag het. Na sy al haar instruksies gegee het. Dis doodreg, geen probleem. Ek het myself net verlustig aan die pragtige skilderye binne die vertrek in die ambiance. Ek is baie bly jy dit geniet. Ons sal egter nou met die onderhoud begin as jy nie omgee nie. Mevrou Marx wag vir 'n paar gaste om te kom, so ons sal dit net rustig geniet. Maar u is welkom om aan haar 'n vraagie of twee te vra terwyl ons kan wag. Is dit reg so, my skat? Dis reg. Mevrou Marx, na 'n brawe vertoon toe mevrou en mevrou se kinders aangehou is deur die rebelle, hoe het mevrou toe oor die land gevoel? Ek moet jou eerlik sê, ek was erg getraumatiseerd en in skok. Maar dan besef 'n mens ook dat die land deur goeie tye gaan. En ja, ons land is in sy kinderskoene en my man speel 'n geweldige groot rol in die ontwikkeling van ons land. Verskoon tog, meneer Marx. Mevrou se wense het nou net opgedaag. Dankie. Baie dankie, meneer McLaren. Ons is juist nou net klaar. So. Baie dankie. Verskoon my dan. Sammy, ek sien jou later. En baie goed om u te ontmoet. Groot voorreg gewees om mevrou te ontmoet. Dankie en groete aan almal. Ek maak so. Higgins, so is ons nou klaar, né? Met die tee en die formaliteite. U is welkom om te begin. OK, doodreg, meneer. Nou, meneer Marx, vertel my lesers, watter pad het jy geloop om te kom waar jy is vandag? Ja, dit is 'n lang storie, maar voordat ons aangaan, noem my gerus Sammy. Jy is baie welkom. Ja, ek was gebore in Lithuania. Ek het 'n lang pad gestap voordat ek hiernatoe gekom het. Ons was nog in die tsaristiese tyd. Was ek gebore en dit was 'n baie moeilike tyd. Tsar Nicolaas was 'n baie antisemitiese persoon gewees. En hy het nie baie van ons Jode gehou nie. Jy weet, hy het byvoorbeeld toe die kinders hier van die ouderdom van 12 af het hy besluit dat hulle militêre diensplig moes begin doen het. Imagine. En dis nie waar dit gebly het nie. Die soldate het gekom en kinders gevat tot van 8 jaar oud af. Klein, verskrikte wesentjies in groot military overcoats wat nie in die oorlog sodanig gesneuwel het nie, maar gesneuwel het gedurende die tyd van ontberings. Dit was 'n baie moeilike tyd. Ek was baie gelukkig. 3 maande, ja, omtrent nadat ek 12 geword het, toe
is daardie ding opgehef, want toe het Tsaar Alexander oorgeneem. Maar dit was 'n baie moeilike tyd. Ons was 'n klein klompie in ons shuttle gewees, waar ons net ons ding gedoen het. Ons was arm, my pa was 'n kleremaker en het nie 'n winkel gehad nie, hy moes loop, mense se klere daar te gaan maak het, en hy was baie keer lank van die huis af weg. Daar was vir ons geen toekoms gewees nie, en ook geen geleerdheid tot op 'n stadium nie. Toen het ek oorgegaan Engeland toe. Ek het met die boot gegaan, en ek het perde opgepas. Maar dit was 'n belangrike werk daai tyd, want perde was alles. Daar was nie motorkarre gewees nie, daar was niks. So, perde was alles gewees wat in vervoermiddel betref, en ook 'n oorlogtuigmiddel. Toen het ek in Sheffield aangekom, en daar het ek by van my kinfolk gebly. En al wat ons kon doen was om te smous. En ek het begin met jewelry smous en al daai dinge. Toe het ek vir Goodwin ontmoet. Hy was my mentor. Hy het vir Sheffield mense gewerk. Nou Sheffield daardie jare in Engeland was 'n booming industrial town. Dit was 'n baie belangrike ding in my lewe vorentoe wat sou gebeur het. Maar hy het toen vir my gesê, hoekom kom jy nie Suid-Afrika toe nie? Ek het nie geld nie, ek sukkel om 'n bestaan te voer. Ek verkoop hier 'n dingetjie en daar 'n dingetjie, en ek het nie vir my passage geld gehad nie. Hy sê toe, ek sal jou borg. En hy het my passage oorbetaal, en hy het my 'n groot suitcase gegee, vol cutlery. En daarmee het ek hier in Suid-Afrika aangekom. Dit het seker maar bars gegaan, Sammy. Ja, dit het maar bars gegaan. Toe ek in Tafelbaai afgeklim het, al wat daar was 'n helse wind. Cobblestone streets, en daai groot berg wat so oor jou getoren het, en ek wil soos Tevier gesê het, if I were a rich man. Daar was niks, ek het nie familie gehad nie, ek het niemand gehad daar nie. Ja, dit was moeilik, ek het net my Sheffield mense gehad. Daardie tas was die enigste means of making money. En believe you me, ek het goeie geld gemaak. Ek het daardie mense blits vandag verkoop. En toen moes ek dan in parade toe gaan, en ek moes nog voorraad in die parade koop. En so het ek toe aangegaan, ek het dit goed verkoop, en ek het stadig besig geraak om 'n paar rand kontante te kon generate. Maar toe ontmoet ek vir Isaac Loos. Ons was toe kinfolk, verlandse kinfolk. En ons het in dieselfde shuttle gebly. En Okkulutiaanse seun, Okasmos, soos julle dit hier noem. Ander kant het ons gesê peddel. En ons het hier, het ons vir die Engelse mense gepeddel, en die Afrikaanse het ons gesmous. En ja, dit het met ons goed gegaan. En ons het lewenslange vennote geword van daardie dag af. So baie mense het in Kaapstad aangekom en vertel van al die rykdomme by die diggings en die diamante wat hulle kry. En ek en Loos het besluit, het is tyd om te gaan inspect, want die mense wat daar bly en wat daar dig, het voorraad nodig. En ek en Higgins was die mense wat die voorraad kan verskaf. Toen het ons 'n donkiekar gevat, ons het hom vol gelaai, en toe pikkel ons die pad af na Kimberley. It was a hell of a way, I can tell you that. En toe moet ons weer terugkom. Net halfpad gegaan, toe moet ons weer terugkom. Nou, so Sammy, het julle dan probleme gehad met julle rytuig? Mevrou Higgins, daar was altyd probleme met die rytuie gewees. Jy weet, dit was 'n donkiekaart gewees.
En ja, die spoed het maar redelik lank gevat. Maar nee, ons het halfpad gekom, toe was ons proviant uitverkoop. Totaal, toe was ons omdraai. En toe het ons besluit, dat was 'n goed omen. Toe ons in die Kaap nou weer aankom, toe koop ons nog 'n donkiekar. En op daardie karretjie het ons 'n opslaan winkel gelaai. En met daardie 2 karre, een met voorraad, een met 'n winkel, so is ons toe aan Kimberley toe. Nou Sammy, wat het julle twee as 'n prime spot gesien? Mevrou Higgins, jy weet ons by die diggings aankom en ons kyk na alles so. Was dit in die mekaar speel, né? En daar was nie teerstrate nie. Daar was geen beplanning nie. Inteendeel, soos Kimberley ontwikkel het, was daar nie vierkantige strate in die Middeldorp nie. Dit is maar soos die mense gebou het en jy moes om die straat ry. En ons het besluit, 'n prime spot dan, tussen 2 kroeë, soos julle sê. En ons het net daar besluit, ons slaan die shop op. Dan sê Louis vir my, let's make this a happy time, let's make it a happy day. En ons het teruggesit en ons het gesê, whilst they are singing and dancing, Dolly with the dimple bees, het ons al ons voorrade verkoop, al die aspirins. This Buddha Macy, she drives me crazy. But I don't care as long as she's got dimples on her knees. Dolly with the dimple knees, Dolly with the dimple knees. My pretty little Dolly with the dimple knees, be my Macy please. Dolly with the dimple knees, Dolly with the dimple knees. My pretty little Dolly with the dimple knees, be my Macy please. This Buddha Macy, she drives me crazy. Pretty little Dolly with the dimple knees, be my Macy please. Dolly with the dimple knees, Dolly with the dimple knees. Why don't you ask her for a dance, you'll know how sweet she is. Dolly with the dimple knees, Dolly with the dimple knees. Why don't you ask her for a dance, you'll know how sweet she is. Maar Sammy, was dit dan nie vir jou en Louis moeilik om tussen die gevestigde kopers 'n plekjie onder die son te kry nie? Ons was 'n bit of 'n upset met die gevestigde kopers daarso. Jy weet, hulle was 'n klop shuisters. Miskien as ek so mag sê, maar kopjie jagters het hulle genoem, want hulle het verneek die diggers was altyd sonder geld, maar hulle het darm diamante gehad. En ek en Louis, ons het 'n fair deal gegee. Ons het die manne reg betaal en ons het van die woord go af, het ons besluit, we will always give them a fair deal. Dit is nou alles goed en wel om diamante aan te koop, maar waar het julle al die kontant gegenereer? That was a good question. Jy sien, ons was suksesvol om al die goeders vinnig uit te verkoop. Ons het ook ons eie kontant gehad toe ons opgekom het van die snouserye. En ja, ons het onmiddellik, al 2 van ons het sekere koneksies gehad. En ons het begin, dadelik, om met die oorseese diamantgeit te handel. En toen het ons beter pryse gekry. Nou ek neem aan toe die beter dae toe aangebreek vir julle. Mevrou Higgins, jy sê beter dae. You can't imagine, dit was warm, daar was modder, daar was vliee, dit was sweet, daar was geen proper structures nie, daar was nie
groot hotelle met lieflike badkamers waarin jy kon stort en bad en sê 'n dubbel whisky of wat nie, daar was niks. Toe was dit hard times. Ons het, soos die grootboek sê, ons brood in die sweet van ons aanskyn verdien. Julle het seker toe hoofsaaklik diamante aangekoop in Kimberley, Sammy? Weet jy, mevrou Higgins, ons het aangekoop toe in die begin, ons was die middelmanne, maar die regtige geld in diamonds het ook in jou eie myn gelê. En ons het begin en ons eerste claim self gekoop. En toen het dit beter gegaan. So ons het nie altyd net as diamond aankopers gebly nie. Ons het toe begin om diamond miners te word. Nou genade, Sammy, dit klink soos 'n sprokie. 2 mans met net 2 donkiekarre in 1871 om so vinnig miljonêers te geword het. Mevrou Higgins, ja, jy weet, niks was maklik geweest nie. Ons het geld gemaak toe ons begin diamante aankoop het, ja, ek moet sê. Maar die eindelike geld wat begin inkom het, nie ingerol het nie, maar wat ons regtig begin die profits kon wys, was toe ons eie claim gekoop het. Dit was belangrik, want dit was raf, die circumstances was raf, ons het nie masjinerie gehad wat ons, en werkers gehad, en abundance wat ons kon sê, graag hier doen dit, ons moes ook self gewerk het in die claims. So, dit was nie maklik nie, maar dit het begin makliker raak, toe ons eerste claim gekoop het. Nou Sammy, ek weet ek is nou vreeslik nuuskierig, maar wat was julle openingskapitaal gewees? Ja, ons was gelukkig, maar mense het net geluk as jy hard werk. En ons het op die einde van die dag, het ons 300 claims gehad wat ons gewerk het. Louis was eintlik die man met die papiere. Ek was die man wat gewerk het, eerder met my hande en planne gemaak het op die grond. En toen het ons begin, Louis het gesê, ons moet nou partners begin kry en ons moet na die stock exchange toe gaan. En nou wil ek vir jou sê, met trots kan ek dit sê, ons het toe die grootste myn, die eerste grootste myn in Afrika geword. En ons was die eerste myn wat oor see die shares genout het. En ek is bly om dit te sê. Dit het met ons toe begin goed gaan. Nie sonder harde werk nie, maar dit was net die tip of the iceberg wat ons toe kon oopkrap en sien wat gaan aan. That was very nice. Village Reef is their home, built on a pile of gold. And for the young and the old, life and work just carry on. So take a good look and you'll see that they're ordinary people like you and me. Feel free to come to the Village Reef Farm. Al wat ek kan sê is merkwaardig, Sammy. Nou, wat toe daarvandaan? Ja, mevrou Higgins, jy weet, hulle sê opportunity knocks but once. And sometimes kom die opportunity na jou aangestap. En so kom 'n man met die naam van Snow eendag aangestap. En hy sê, ek het ook diamonds. I've got black diamonds. En onmiddellik was ek nuuskierig. Jy weet, enige
enige ding wat geld kan maak, het ek geluister na. En ek was dadelik bereid om te gaan. Louis sou gesê het, wag eers Sammy, ek het gesê, nou gooi dit op die tafel. Sê hy vir my die dag, hy het niks anders as steenkool ontdek. Nou, laat ek net vir jou een ding sê, mevrou Higgins, hier in Kimberley was nie meer 'n boom nie. As 'n leeu jou gekry het in die veld en jy het nie 'n geweer by jou gehad nie, was jy sy volgende T-bone steak, biryani, goulash, maak nie saak nie. Maar jy sou nie by die kamp gekom het nie, behalwe as jy 'n beter atleet was as hy. Maar hier was nie bome nie. Ons moes ons hout kry teen 'n helse prys, as ek kan sê. Van waar ook al, Barclays se wêreld, oral oor, en teen 'n hell of a price, moet ek weer vir jou sê. En hier kom Snow en hy sê, ek het steenkool ontdek. Ek was surprised en ek sê, maar hoe werk dit waar? Hy sê, nee. Hy het vir die Vrystaatse government gewerk. En hulle het ook minerals gesoek, soos wat die Kaap hier het. En dis op hulle borderline. So hulle moet ook diamante gehad het, iewers het hulle gevoel. Snow het gesê, wat hy ook al gekry het, was steenkool, te sê hulle, write it off and goodbye, thank you very much for all your trouble. En ek het onmiddellik gesien, hier is 'n enorm kans, want ons kan die steenkool hiernatoe kry. Why not? Dit brand. Dit is steenkool. Ek ken dit van Engeland af. Daar is nie hout in Engeland nie. Daar is steenkool in Engeland wat hulle brand. En ek en Snow het dadelik die pad afgevat na die plek toe waar hy die steenkool gekry het. Nou Sammy, was dit nou die begin van 'n nuwe era? Ja, mevrou Higgins, jy kan so sê, as dit 'n nuwe produk is en is die moeite werd, dan lê hy 'n nuwe era in. Ja, ek kan amper vir u so sê dat dit was in die begin van 'n nuwe era. Nou Sammy, was daar nie enige ander belangstellings gewees daarin nie? Mevrou Higgins, weet u, nie in die steenkoolbedryf self nie. Nou is af, as jy het gaan kyk, al die equipment was georder, ek moes terugkom hier, want Diamonds is 'n snaakse storie, as jy nie by die myne is nie, mag die manne soos hulle wil, want die kroe is nog hier, in die omgewing, en die manne bly dors, ek het vir jou gesê, dit is 'n warm herrelkerrie. En hier kom 'n ander man, 'n Fransman, met die naam van Dumont. En hy het 'n klomp banke verteenwoordig van Frankryk, wat in hierdie up-and-coming industrial land beleggings gesoek het. En onmiddellik toe dink ek, ons steenkoolmyn is nou behoort, nou iewers al 'n gaatjie te gegrawe het. Ek kan hom dalk wys en dalk kan ons goeie klompie geld by van die mans, die beleggers van die bank kry. Jy weet, dis waaroor business gaan, né? Werk met ander se geld, om dit myne uitgee. En die mond was onmiddellik geïnterest en toen is ons af. Was de mond toe beïndruk met die myn gewees toe jy hom wys, Sammy? Ja, mevrou Higgins, hy was beïndruk met die feit dat die steenkool bo op die grond gevind kon word, maar Snow was dodelik siek. Hy was onder in boksy, hulle het nie 'n steekwerk kon verrig nie, want hy was dodelik siek, in die sin dat ek het gedink, hy gaan dit nie maak daar nie. En so is die mond en ek toe met hom Kroonstad Hospitaal toe, waar hulle hom opgeneem het en gehoop het hy gaan lewe. En by die myn kon ek niks vir die mond byf, behalwe dat die steenkool se
lê bo op die grond en ja, daar's skole. En daarvan af is ons toe maar besluit om Pretoria toe te gaan. Ek wou nog altyd daar uitkom en dit was 'n goeie geleentheid en die mond ook omdat hy beleggings gesoek het en dis 'n nuwe republiek wat ek nie ken nie. En toe is ons oor. Nou, hoe het julle toe Pretoria gevind, Sammy? Baie koeler as Kimberley. Baie koeler as Kimberley. Het 'n heerlike klimaat gehad, Pretoria. Maar dit was 'n klein dorpie. Daar was nie een double-story building geweest nie en dat was ook maar net stofstrate en ja, dit was mooi, dit was boomryk geweest en alles, maar het was ordinair, maar 'n baie lekker dorpie geweest. Het u toe die sleutelpersoon ontmoet wat u toe toegelig het? Ja, ek het van die leiers ontmoet. Ek het met van die mense van die Volksraad gepraat. Maar die groot sleutel wat ek ontmoet het, was Mappings. Ek seker altyd om sy van nou eers uit te spreek. Nel Mapius. Nel Mapius. Ek het sommer vir hom gesê Mappings in die begin. An interesting fellow. Hy was 'n Hungarian Jew geweest. En 'n groot lobbyist. Hy het concessions gehad van enige aard. Ek het verloos gesê agterna, weet jy, al die concessions wat hy het, is ek verwonder dat hy nie 'n concession het om op die Vaalrivier 'n bootconcessie te hê en 'n groter profit te maak as wat die hele industrie in Engeland kon maak, soos hy te kere gaan. 'n loud mouth. Maar hy het die goods geproduce. En toe ons so'n bietjie gesels te sê, maar hy is besig met 'n konsessie oor 'n distillery wat hy wil opsit. Hy wil likker maak hier. Nou, ek het jou gesê, likker in die diggings is another type of diamond. It's a liquid diamond, but it's also worth a lot of money, believe you me. En de mond, ons het gesels, dit was 'n interesting republiek, want daar het baie min in industrie, het daar niks aangegaan nie. Ek sê baie min, verskoon, daar het niks aangegaan nie. So, daar was baie wat ons kon ontwikkel het. En ek het toe van daardie gedeelte gehou wat Mappings my gesê het, en toen sê ek aan hom, Hugo, as jy iets het, kom sien my. In Kimberley. En ek en de mond is toe maar so terug, met niks concreets nie, maar goeie gedagtes, goeie idees. Wat was jou mees uitstaande gedeelte aan jou besoek aan Pretoria? Ja, ek wil jou antwoord met gemengde gevoelens. Dit was toe ons op pad terug was oor die Witwatersrand. En ek het daar 'n plaas gesien. My intuition het gesê, ek moet die plaas koop. En de mond, bloody Frenchman, hy sê vir my, jy het genoeg plase, sê. Ek luister, mevrou Higgins, vir niemand as ek iets wil koop nie. En wagtig, ek luister vir die mond. Driefontein, a beautiful farm, a beautiful price, £800, that was all. En weet jy wat? Ek luister vir die Frenchman, Larry. Driefontein is later, toe die goud ontdek was, een van die plase met die langste goudgerief in hom. Can you believe it? Ek luister vir 'n Frenchman. Dit was uitstaande hartseer eintlik. Maar ja, some you win, some you lose. That's the way life goes. Ek glo dit nie, Sammy. Ek ook nie, mevrou Higgins, ek ook nie. Tot vandag toe glo ek dit nog nie. Het
dit was 'n hartseer storie, eintlik. Nou, wat van Kimberly, Sammy? Kimberly het nooit verander nie. Hy het uitgebrei, hy het groter geword, hy het meer kompleks geword, en die hitte het wragtig nooit gebreek nie. Ook nie die vlee nie, ook nie die stof nie. Het het net meer geaccumulate, dis al. En ek het toen as myn manager alles daar hanteer en geraan. En jy weet, mevrou Higgins, 'n mens kan ook maar net gaan tot sover en dan sê die liggaam ook vir jou, jy moet net so 'n klein breekie vat. En my gesondheid was ook nie van die beste nie. En toen het ek maar 'n klein breekie gevat. Maar voordat ek die breek kon vat, was daar nog 'n bietjie unfinished business. Nou, Sammy, wat het toe gebeur met meneer Snow en die steelkoonmyn? Dit is die unfinished business wat ek na verwys het. Ons moes weer terug aan Kroonstad toe, want ek het nie geweet, leef Snow nog of leef hy nie, want Snow was baie siek gewees. En so is ek toe terug af na Kroonstad toe, en die dokter het gesê, julle was just in time. So siek was Snow gewees. En gelukkig, hy het gerecover, en hy het gerecuperate, en toen het ons met die myn in alle erns begin. Snow was 'n goeie man, en hy het regtig die myn baie goed begin en bedryf. Nou, het dit toe goed gegaan, Sammy? Jy weet, goed gaan is 'n relative question, and I'll give you a relative answer. Dit het goed gegaan. Ons het begin, eerstens, hoekom dit goed gegaan het, daar was baie steenkool. So. Maar dan het ons gesukkel met twee dinge, wat soos 'n nemesis in die hele industrie in die hele land gewees het. Die een is werksmense. Hulle is nooit betroubaar en hulle weet nie wat om aan te gaan nie. En hulle was skaars. En die ander ene was transport. Ons moes met waans en osse gereed. Dit het baie tyd gevat. Nommer 1. En nommer 2. Hulle kon nie baie laai nie. So, ons moes 'n helse klomp waans gehad het, om 'n klein bietjie kolle daar te kry. Maar met die myn, ja, Snow was daar, en Snow did a hell of a good job. He did. So Sammy, ek neem aan julle het die probleem opgelos gekry. Mevrou Higgins, die oplossing was vir my as 'n persoon wat die industrie in Engeland geleer ken het, voor die hand liggend. Ons moes 'n treinspoor of 'n tram gekry het om die goed te vervoer. Dit was die oplossing. Maar ek het gegaan en ek het gaan praat, ek het met al die nodige mense wat in die nodige posisies was, het ek gaan praat. En niemand wou dit insê nie, want hulle het gesê dat, wat is tussen Kimberly en die myne op die Vaalrivier? Daar is niks, dis net Sir Sammy Marks. Which is true, dit was so in die begin, maar niemand het die vision gehad om te sien, dat wanneer jy 'n treinspoor insit, of 'n tramspoor, dan sal die ander goed langs die pad begin opkom. Maar nee, niemand wou nie. Ek het net nou aan jou gesê, ek was toe al moeg. Ek het hard gewerk, ek het ontberings deurgestaan, en ek het gevoel, ek het nou 'n bietjie genoeg gehad van hierdie kondisies, van hierdie rough it up, en sukkel met dit, en sukkel met dat. Ek het vir my dokter gaan sê, I'm a sick man.
sick of all the bloody trouble, and sick of the heat, and sick of the sickness. So, die dokter het aan my gesê, Sammy, jy moet 'n nuwe environment gaan sien, gaan Kaap toe, en gaan rus. Kyk na die see, kyk na die golwe. Dis sê ek het ook en jy het vergeet die wind. Dus toe ek afklim, daar was daar 'n wind, 'n hell of 'n wind always in the Cape. Toe sê dit sal jou goed doen. En ja, mevrou Higgins, jy was toe 'n bietjie vir 'n verlofie Kaap toe. En te bedank jy as mynbestuurder, né, Sammy? Ja, maar ek het nie bedank toe nie. Ek het eers Kaap toe gegaan. En ek het in een van ons properties daar gebly, Leeuhof, en ek het besluit, dis 'n lekker plek. Ek dink ek sal hier settle en ek sal in die eiendomsmark hier ingaan en ek sal myself besig hou met miskien ook 'n industrie van een of ander aard te begin. En ja, toe moet ek teruggaan om te gaan bedank. Ek word verloos gesê, as moet so lank die huis vir my regmaak in die hof, dat ek dit vir my permanent huis kan inrig. En ek is terug om te gaan bedank. Wat ek ook gedoen het, maar ek moes toe 'n paar dinge doen. En in die tyd wat ek daar was, wie kom hier aan? Nel Marcus. Mappings het toe al die goed reg gekry. En ek het van die idee gehou, ek het van Pretoria se klimaat gehou, en die steenkoolmyn was tussenin, en ek het besluit, goed, dat ek saam met Mappings te gaan Pretoria toe, sodat ons al die pypverhoking goed kan doen. So ek het die myn bedank, maar ek het nie in die Kaap toe gaan bly nie. Ek is toe saam met Mappings Pretoria toe. Dan nou wat nou van die Kaap, Sammy? Ja, mevrou Higgins, het is lekker om te droom, maar sometimes your dreams don't come the way you want it. En ek het toe besluit dat ons moet eers meer aandag gee aan die steenkoolmyn. Die besigheid het begin optel, want ons het die myne in Kimberley gehad, al die diggings wat groot masjiene begin inkry het, wat met stoom werk en so, en ek het jou gesê, daar was nie hout nie. So dit het begin. Ons het nog steeds die probleme gehad, maar dit het stadig begin om in profitable exercise te word. En soos ek met Mappings getoer het ek gesien dat Mappings kan nie alleen gelos word nie. Ek sê verloos, Mappings is 'n generous man. As hy 'n artikel kon kry vir 2 pond, sal hy sommer die ou 3 pond gee. Because hy het altyd iemand anders se geld wat hy mee werk. Toe het ek besluit, ek het gehou van die klimaat in Pretoria. Dit was 'n goeie plek om te werk, te bly en besigheid te begin, het ek gesien, want hier was niks in die industrie nie. En I've changed my mind. What is a mind if you can't change it? Ek kan nou beter verstaan hoekom jy self die fabriek gaan run het, Sammy. Maar jy het vroeër gesê jy sal uitbrei oor die myn? Ja, mevrou Higgins, dit was 'n sad story. Die siekte wat Snow gekry het toe ons hom onder die bokseil moes hospitaal te vat, het sy tol geëis. Hy is toen oorlede. En dit het so goed gegaan met die myn. Ek het vir jou gesê, ons het begin om almal te satisfied by die diggings. Die manne van die hout het al hulle pryse begin sny om by ons aan te pas. So, jy kan sien, die besigheid het uitgebrei. En toen hy dood is, die man wat ons toe in sy plek aangestel het, dit was 'n sad story. Daar was nie quality control nie. Niks. Die mense by die diggings het gesê, hulle wil nie meer ons skole hê nie, want die kwaliteit was net nie daar nie. En ons het in goeie kwaliteit steenkool gehad.
So dit was die sad story van die myn wat begin het en ek sit in Pretoria, ek het net 'n nuwe besigheid daar begin. Ek het vir jou gesê, jy kan mappings nie alleen los met niks nie, want ons het niks geld gehad het, voor dit nog begin het nie. En toe moes ek tussen die twee, moes ek toe probeer om die ding te maak werk, maar Pretoria was toe nou eers die belangrikste. Dit lyk of dit 'n donker tyd was in jou lewe, Sammy, tussen al die probleme van die diamantmark en die myn. Ja, vir Higgins, dis maar soos dit in besigheid gaan. Dit was 'n donker tyd, maar hoe sê julle hier? Elke donker wolk het sy silver lining, né? En ons het, we had to make do. En die donkerste tyd van die lewe daar was om hierdie fabriek eerstens aan die gang te kon kry. Dit was 'n hel of 'n ding. En ek moes kies tussen die fabriek se oprigting en of die steenkoolmyn. Maar ek was committed, want die Volksraad het klaar die concessions goedgekeur en ons het tyd gegee om met die concession aan te gaan. So, I was committed. But a nice commitment, because it was an industry wat hulle wou gehad het hier. En hier was ook baie dorsmense, so ek het gedink dit was 'n goeie idee. Het u toe besluit om jou finaal hier te vestig? Ja, mevrou Higgins, ek het vroeër gesê die klimaat het my gepas, die plek pas my. Pretoria is 'n pragtige plek. En ek het toe besluit om vir my 'n wederhelft te vat. Ek is moeg van my eie cookings en ek is moeg van die hotel se cookings. En ja, ek is toe terug Engeland toe. Maar voordat ek gegaan het, het ek 'n plaas hier gekoop, hierdie plaas Swartkoppies. Swartkoppies was, dit my getrek, het my gefascineer. Het was nie 'n modelplaas gewees nie. As a matter of fact, het 'n klein huisie gehad met 'n 2-3 vertrekkies en alles was mushy en alles. Maar ek het die potensiaal van die plek gesien en ja, ek het toe besluit, hier bou ek my huis en hier bring ek my bruid na toe. Ek is oor en waar na toe? Na Goodman toe. Die een wat vir my die styk gegee het om die Sheffield besse hier te verkoop. En ek het met sy dogter gaan trou. Ek was 41 en sy was 21 en dit was 'n goeie uitskeep gewees. En Bertha was my bruid en ek het haar hiernatoe gebring voordat ek nog hierdie huis klaar gemaak het. Toe het ons hier vir ons kom vestig eers in daai klein huis en toe het ek die huis hier gebou. Nou Sammy, is dit waar dat jy die huisplanne met 'n stuk houtskool op 'n plank geskryf het? Dit moet my neighbor wees wat altyd so geskinder het. Ja, daar was nie tyd nie en ek het nie tyd gehad om in die munisipaliteit 'n klomp goeders te doen nie. Ja, ek het hom toe vinnig gedoen en ons het dadelik begin om al die benodighede en die goed te kry toen ek in Engeland was. Toe het ons al die goed bestel. Ek en Bertha het teruggekom, ons het in die huisie gebly. Gaan nie vir jou sê wat sy vir my gesê het toe nie, maar sy was later tevrede gewees. Ons het al die goed gekry en dis via Durban het dit gekom. En minding you, ek het nie dit deur Pretoria gevat nie, ek het dit maar met die ander pad omgevat, want anders sou almal gesê het, why didn't you order it from us as well? En ek het 'n goeie deal gekry, so ek het dit direct gedoen daarvan af. En, nu wil ek vir jou sê, Bertha was toe pregnant met ons eersteling. Kan nie glo nie. En, ja, hy was toe te hastig voordat die huis klaar is. Toe moes Bertha by Nelmapie se huis het sy geboorte gegee aan ons eersteling.
Sy naam was Louis. Pragtige seun gewees. Nou Sammy, het dit toe nog goed gegaan met die distillery? En wat het jy hom toe genoem? Dit is 'n ander vraag. Dit het nie goed gegaan met die gebouery nie. Weereens, soos ek vir jou vroeër gesê het, dit was altyd 'n arbeidsprobleem gewees. Ons het ons eie stene op die projek moes gemaak het, 1 miljoen bricks het ons gemaak. En dit het 'n gesukkel gewees. En Nelmapius het gesukkel met die bouery. As ek nie daar was nie, he changed all the plans. And nobody wanted to carry on. En ja, ek het met Nelmapius gesukkel wat dit dan betref. He was a stubborn Jew gewees. And the Hungarians, stubborn people. En die fabriek, sy naam was die eerste fabriek in die Suid-Afrikaanse Republiek. En dit was die eerste fabriek hier in Pretoria. Dit het hake en stote gegaan en ons het gesukkel, maar ons het 'n fout gemaak, weer 'n Nelmapius se fout. Toen ons begin het met die broeiery, ons het mense van oorsee af gehad. Toen het Nelmapius weer gesê, ons moet sommer gou begin verkoop aan die cheap mark, want ons het vir die cheap mark gegaan, I must be honest with you. En tot hulle wou dit nie eers druk nie, het was 'n 12 volt brandy gewees. Jy hom sonder 'n mix gevat het hy die hart van jou tande afgeskiet, sê ek vir jou. Maar hy was nog te jonk vir hulle gewees en ons het gesukkel toe om die mark in te gaan. Die more sophisticated ou wil nie baie gehad het nie en ons het gesukkel om deur daardie teething troubles te kom, maar ja, dit het op ons gevat. Maar toen het daar weer donker wolke op die horizon begin. Politieke wolke, ook met die myn, ook met al die industrieë. Ons het die Jameson inval hier gehad. Ek was met my familie in die Kaap en toe ons terugkom, ons was 2 weeks hier gewees terug, toe het die Jameson inval begin. Jameson op sy eie het alles omver gegooi. Dit was 'n georganiseerde ding van die Kaap af en hy het besluit hy doen sy eie ding. En dit het 'n donker wolk weer oor ons republiekie en ons land gegee hier. Nou, hoe word die ding genormaliseer, Sammy? Nee, mevrou Higgins, dit het nooit weer genormaliseer nie. Die Engelse was kwaad, die uitlanders was kwaad, die republiek het nie die uitlanders verstaan nie, en ek het op my eie, saam met Louis wat toe in die Engeland gebly het ons gekorrespond en hy het met Chamberlains gepraat en ek het met die president hier gepraat en toen het Engeland deur Higgins, Higgins, verkeerde naam, deur Louis, byna aan mekaar. Toen hulle gepraat en hulle was toe bereid dat die president weer kon oorgaan Engeland toe, dat ons die ding kon uitpraat. Maar die president was te stubborn. Toe sê hy, die queen moet hom invite. As die queen hom nie invite nie, dan gaat hy nie. Toe is al ons kaarte weer deur mekaar, wat 'n shambles. Hy, die hele ding het toe begin ontwikkel in 'n donker wolk, wat later oor ons uitgesak het in die vorm van 'n oorlog. En ek kan vir jou 'n storie vertel van dapperheid, hoop en verraad. Maar as jy my vra om dit te verklaar, ken ek nie die antwoord nie. Die week van 8 tot 14 Mei 1900 is nog 'n goeie week vir die Britse magte. Aan alle fronte behaal hulle sukses. Die Republikeinse magte is onder groot druk. Op die 9de Mei vertrek president Paul Kruger vir die laaste keer van sy huis om 'n vergadering van die Volksraad by te woon.
In die Volksraad lewer hy 'n kragtige toespraak. Die vyand wou nie stemreg vir uitlanders hê nie, maar die land. Die geskiedenis van Israel is vir hulle 'n voorbeeld. Die Here het die boere reeds van die groot trek af na vryheid gelei en hy onttrek hom nooit aan sy werk nie. Die 10de Mei. Het skaars 8000 man probeer Louis Botha, wat van die Natalse front af oorgekom het, en De Wet, om die opmars van Roberts met sy 25000 aan die Sandrivier te sluit. Die boere ken nie Roberts se ontvredelingstaktiek nie, en Botha moet toesien hoe generaal French met sy ruiters wes van die regterflank omtrek. Om nie in die rug aangeval te word nie, moet die boeremag teen skemer terugval. Teen die aand bereik die Transvaalers en De Wet met 'n groepie Vrystaters Kroonstad, maar die meeste Vrystaters kies oos, koers in die rigting van Lindley. President Steyn, wat vergeefs probeer om die stroom vlugtende burgers te keer, verklaar Heilbron as die nuwe hoofstad van die Oranje Vrystaat en vertrek self per kapkar daarheen. Op 12 Mei ry Roberts Kroonstad binne. Intussen het generaal Boeler in Natal op 7 Mei ook met sy opmars na die Transvaalse grens begin. Sy eerste taak is om die boere noordwaarts uit die sterk stellings in die Biegersberge te verdryf. Terselfdertyd besluit generaal Botha dat die boeremag in Natal na die Drakensberge moet terugtrek, sodat die kommando's vrygestel kan word om in die Noord-Vrystaat te maak. En in enige oorlog, Higgins, wen geen mens nie. Tot die wenner stap weg as 'n verloorder. En dit is wat hier gebeur het. Ek het in hierdie huis, en ons sal net nou gou opstap, ek sal jou gaan wys, al die foto's van almal wat hier was, die groot generaals van die Engelse was hier, die groot generaals van die boere was hier. Hulle het mekaar gerespect. Hierdie huis was op 'n stadium neutral land gewees. Want as ons die boere se vlag hier gehad het, het die Engelse gewag, en as die Engelse vlag hier op was, het die boere gewag. Maar so het ons die ding uitgesorteer, behalwe die boere wat seer gemaak gevoel, was stubborn. Ek het gewaarsku en gesê, you can't win against England. It's too big. Maar elkeen skoot, as ek gaan praat het, en ek het met Joubert gaan praat, ek het met Koos Delarey gaan praat, ek het met almal, by the way, Koos Delarey het op Lichtenberg ook vir ons gewerk vir ek en Loos. Hy was ons debt-collector daar, hy ons rent-collector, hy het ons hele show gerun daar. So ek en Koos het mekaar goed geken. Dan ek het gesê, gentlemen, let us stop it, let us cut the story. Julle kan onder protes, kan julle wapens neerlê en sê, kom ons praat. Maar net as ek klaar gepraat het, dan hoor ons De Wet het weer 'n klomp Engelse geskiet, ander kant in die Vrystaat, en almal was weer op en aan en sê, ons kan hierdie fight wen, maar in oorlog wen niemand nie. Nou Sammy, wat was jou betrokkenheid tydens die oorlog en na die oorlog? Ek het 'n neutral rol gespeel, maar ek het vir die burgers voorsien van kos, ek het 'n dokter gestuur vir hulle. Ek het my bes gedoen in die neutraliteit, en so was ek teenoor die Engelse. En ek het ook gesê, ek was nooit bang, nie eens om vir die president te sê, ek dink die oorlog was verkeerd. Ons was hier, ons kon nie reis nie, my vrou was nie hier nie. Bertha was in Cape Town, sy was daar vasgevang, ek het hier gesit. En op die einde van die dag het ek 'n goeie verhouding gehad met die boere, ek het 'n goeie verhouding gehad met die Engels. I conveyed the messages from the Boers to the English and from the English to the Boers. Ek het in die middel gestaan en ek het gerelate en ek het vir elkeen gevra, asseblief. Hulle wou die myne opgeblaas het en ek het gesê, dit sal nie 'n goeie ding wees nie. Ek het na Joubert toe gegaan en hulle het my 'n promise gegee, hulle sal dit nie doen nie. En
hulle het altyd by hulle woord gebly. Dit was vir my so lekker. Maar ja, die gevegte het meer na die Engelse se kant toe begin swaai, en die boere het besef dat dit 'n futile war is op die einde. En toen die leiers weer na my toe gekom en gesê, wat moet ons maak? Ek het toe weer my raad gegee en gesê, ek dink, dit sal 'n goeie ding wees, as ons nou die ding besleg. So het dit toe gebeur dat daar 'n bietjie verslapping gekom het in alles, maar ek het ook seer gekry. Want ek is gereed op die plaas hier. Die boere het, en die Engelse het, al my fenspols afgechop, vir 4 maak hout, my beeste gevat en lekker op my hout gebraai. En toen ek vir Kitchener sê, ons was baie goeie vriende, dit is wat gebeur het. Hy sê hy, het is koud, die troepe is honger, en hulle moet vier, hè. Ek het gesê, ja, en as ek terugkom, het die boere al my perde gesteel. Hulle het my beeste gevat. Ek het later muile gehad, hulle het my muile ook gesteel later van tyd. Maar die ding wat my die seerste gemaak het, was, toe Bertha hulle teruggekom het hier, toe was ek nie hier nie, ek was in vereniging. Toen het die rebelle haar op gunpoint aangehou, in hierdie huis, in ons kamer. Ek verstaan, dit was traumaties, maar wat my seer gemaak het, dat een van die rebelle, 'n jong seun wat by was 'n seun wie se skoolopleiding ek betaal het. Dit was 'n hartseer storie. Maar dan weer, die oorlog het oral hartseer stories. En toe kom die vrede van vereniging. Toe kwam Koos Delaray hulle weer en hulle sê, Sarah, wat moet ons maak? Ons het lank gepraat in die huis. En ek het gesê, kom ons gaan en ons gaan teken die vrede van vereniging. Hulle het toe besluit, maar met een voorwaarde. Ek moet saamgaan. So was ons daar, so na 'n klomp gesels en ontevredenheid en tevredenheid is die vrede van vereniging geteken. En my tyd ongelukkig raak kort. Ek wil jou opvat na die boonste kantoor toe waar mijn kantoor is. Maar ek wil jou wys van 'n paar portrette van al die mense wat hier so onthaal is, wat hier gebly het aan beide kante. Ek sal dit baie geniet, Sammy. Ek is bly. Mevrou Higgins, en dit was vir my baie lekker gewees om net so 'n bietjie in nostalgie terug te gaan in die geskiedenis. Dit was baie aangenaam. Maar vergesel my na bo. Baie dankie vir jou tyd en moeite. Dit was my voorreg gewees. Stap voor. Hier kan jy sien in die portaal, dit was al die Engelse generaals gewees hierso. En hulle was almal my gaste op een of ander tyd. Baie interessant. Ja, ek het baie tyd vir hulle baie gehad, maar Kitchener daar was een van die manne wat 'n baie groot indruk op my gemaak het. Maar ek wil vir jou sê, hulle was almal groot gentlemen hier op Swartkoppies. Dit was baie aangenaam om hulle te ontvang en te onthaal. En ek wil vir jou sê dat hulle ook die boere se stryd verstaan het in sommige opsigte. Van hulle het vir my gesê, hulle het die boere jammer gekry, veral die ouer persone wat op die verre afgeleë plekke gewees het. So, oorlog is ook nie sonder simpatie nie, né? Ook wie waar. Kom ek gaan wys jou in die
snoekerkamer. Dan kan ons net gou daarna 'n paar foto's kyk en dan kan ek die butler leer kry om vir ons tee te maak. Dink baie. En hier is ons in die kamer wat ons altyd goeie vriendskappe gebou het. Ek is nie 'n snoekerspeler nie, maar ek het dit altyd geniet om te kyk hoe die mense speel en dit het 'n goeie kameraadskap gevorm. So kan jy ook sien dat van al die foto's wat hier is, die een foto wat ek jou graag wil wys, is daar was my oorlede vader gewees. Hier was 'n paar van die groot manne van hierdie land. Manne wat ook baie goeie vriende van my gewees het. As jy gaan na Joubert en jy gaan na my baie groot vriend toe wat ek baie tyd voor gehad het en wat 'n mens met, hoe noem jy dit, goeie inbors, né? En dit was Delahaye, Koos Delahaye. 'n man wat 'n knap generaal gewees het. En dan natuurlik De Wet. En De Wet was 'n, hoe kan 'n mens sê, 'n onkonvensionele generaal gewees wat groot welslae behaal het. 'n denkende man. En dit was die mense wat my lewe met my gedeel het en my paaie gekruis het en die mense wat ek baie respek voor gehad het. En nou, wil ek vir jou die enigste vertrek hier wys waarin ek die baas is. Hier is my domein en Bertha vra my hier wat om te doen. En ek wil net 'n interesting ding vir jou wys. En dit is hier. Kom ook uit my glasfabriek wat ons gehad het. Ons het so 'n tipe ding vir president Kreer ook gegee as 'n geskenk die dag toe hy die fabriek geopen het. Hier by Eerste Fabrieke. Pragtig. En so lig. Hy's baie lig, né? Daar sê nog een van die vele dinge wat ons kon reggekry het en gedoen het hier, waar daar nie 'n mark was nie en wat ons alles van oorsee af moes kry, het ons maar so stik hier begin. My. En die werk is nog nie klaar nie en die werk sal nooit klaar raak nie. Nogmaals baie dankie. Baie dankie vir u se tyd ook. En jy moet 'n voorspoedige reis terug hê. Dankie. Ek aan die onderkant staan. Hier gaan ek nou musiek en goed insit. Daar is hy. En nogmaals baie dankie. Dit was verskriklik aangenaam om u te ontmoet. Dit was 'n groot eer. Baie dankie meneer Marx. Baie plesier. Den beste. Baie dankie. Hierdie is 'n klein skets in die lewe van Sammy Marx. Baie dankie dat jy die moeite gedoen het om hierdie CD aan te skaf. Ons vra 'n klein donasie van u af om ons te help met die restaurasie van hierdie museum. Tye verander en fondse raak al hoe moeiliker om te bekom om 'n plek soos hierdie te onderhou vir ons nageslag. Dit is vir ons gebiedend noodsaaklik dat hoe gering die bydrae ook al is, u ons moet help om hierdie plek te bewaar vir ons nageslag. Baie dankie dat u hier gewees het. Daar is so baie om in te neem, dat 'n mens dit regtig nie in die eerste besoek regtig kan absorbeer nie. Kom regtig, kom kyk, kom weer, nooi vriende,
en doen 'n beroep op almal om ons te ondersteun om hierdie plek te bewaar. Baie dankie. Ja. ...25 jaar later wordt zijn standbeeld vanaf Prinsenpark verschuif en op Kreurdag 1925 wordt het op luisterrijke wijze met feestviering en optochten van waans en noontjies en voortrekkerdrag onthuld. Zuid-Afrikaanse staatsmannen en de hele Pretoria was daar. Die onthulling van die standbeeld van Paul Kreur is waargeneem door generaal J.B.M. Hertzog. Die voortreffelijke beeldhouwwerk van Anton van Wouw het nog een stap gevorderd op pad naar zijn rechtmatige plek op Kerkplein. Pretoria, als administratieve hoofdstad, het die eer gehad om al Zuid-Afrikaanse grootmannen te leren kennen. Mannen zoals generaal Louis Botha. Met zijn terugkeer in 1919 van die vredesconferentie in Versailles is hij met echt Pretoriaanse gastvrijheid en enthousiasme verwelkomd. Kort hierna is hij oorlede en zijn opvolger Jan Christian Smuts. In Pretoria het hij bij verskeie geleenthede voor die camera verskyn, soos by die hoeksteenlegging van die New National Club. En tijdens die onthulling van die oorlogsgedenkteken bij die Pretoria High School for Boys, waar die plechtigheid door die gouverneur-generaal waargeneem is. Generaal J.B.M. Hertzog, derde eerste minister van de Unie van Zuid-Afrika, een ambt wat hij voor 15 jaar bekleed. Bij die Uniegebouw het Pretorianers die eer gehad om die eerste ambtelijke vlaghijsing van die Unievlag in 1928 te aanschouwen.
In 1930 verwelkom Pretoria weer eens 'n staatsman wat terugkeer van oorsee. Generaal Hertzog het die Rykskonferensie in Londen bygewoon en op Pretoria-stasie word hy hartlik terug verwelkom. Een spoggerige erewag is op die stasieplein opgestel. Kaya Rosa, wat in 1908 die eerste tuiste van die Transvaalse Universiteitscollege geword het. Tukkies, wat die voorloper was van die Universiteit van Pretoria, sy eerste gradeplegtigheid op Kerkplein was in April 1921. Studente van die Transvaalse Universiteitscollege het vroeg al die patroon vasgelê vir hul jaarlikse fondsinsameling en joelfunksies op en om Kerkplein. Tijdens hierdie funksies het Pretorianers mildelik bygedra tot die fondse vir vele verdienstelike sake. En moenie dink Pretorianers het nie waarde vir hulle geld gekry nie. Of het geld toe meer waarde gehad? In 1920, op die Caledoniese sportterrein, het die eerste saamtrek vir laerskoolleerlinge plaasgevind. Die Polisie College het al vroeg in die 20er jare gesorg dat die program by hul sportbyeenkomste iets vir die smaak van 'n ieder en 'n elk en 'n inkelte aanbied. Hierdie samekoms in 1921 was in Prinsepark. Die geesdriftige wetywering by die college het daartoe gelei dat die Suid-Afrikaanse polisie in die 30er jare atletiek van besondere hoë gehalte gelewer het. Pretorianers was met reg trots op die prestasies van die manne wat hier hul kursus voltooi het. Op baie terreine het Pretoria aan sy inwoners ontspanning en vermaak gebied. In 1930 het Westelike Provinsie en Transvaal mekaar op Loftus Versveld opgekuil en vir die rugbygeesdriftiges was dit 'n gedenkwaardige dag.
Net so aangenaam was die sonnige dae op Pretoria se rolbalvelde wanneer besoekende spanne hier aan wedstryde kom deelneem het. Wie nie self aan sport deelgeneem het nie, kon by die Fonteinedal ontspan. Dit is in 1928 amptelik deur die munisipaliteit van Pretoria geopen. Pretoria se dieretuin was nog altyd vir inwoners en besoekers een van die hoofstad se gewildste ontspanningsoorde. Wanneer 'n spogtroue soos die van 'n administrateursdogter plaasvind, was dit 'n ideale geleentheid om volgens die jongste modes van 1922 aan te trek. Maar die beste geleentheid was nog met die gouverneur-generaal se tuinparty. Teen die agtergrond van die pragtige tuine het die Maxi-modus 'n mooi vertoning gemaak. In 1926 het die brandweer aan raadslede van die munisipaliteit 'n vertoning aangebied waar tydens hulle met hul allernuutste apparaat kon spog. In Pretoria het die tyd nie stilgestaan nie. Die ou tradisionele vervoermiddels was vinnig aan die verdwyn en 'n hele paar inwoners het al die luukse model vuurwa aangeskaf. 'n Nuwe kragtige stoomaangedrewe wa het swaar vragte in rekordtyd vervoer, heel waarskynlik na die mark. Waarheen lei al die nuwighede tog? Dis die dat ons depressie beleef. Een van die dae sit ek nog sonder werk. En waar slaap my touleier dan? Maar die oue moet plek maak vir die nuwe. Soos die eerste fabriek naby Pretoria wat jenever en whisky vervaardig het. En buite die stadsgrense word gebou aan 'n nuwe nywerheid, yster en staal. So het die perseel van Ysgård daar uitgesien in 1932. So lyk Monument Koppie in 1936. In 1938 het Suid-Afrikaners in hul duisendtalle op Monument Koppie saamgetrek om die hoeksteenlegging van die Voortrekker Monument by te woon. Geen ou Pretoriaaner sal seker ooit die flinke parades van die spesiale diensbataljon vergeet nie.
Hier neem advokaat Pirou, destydse minister van verdediging, die saluut waar. Voortrekkerhoogte was toe bekend as Roberts Heights. Maar Pretoria was nog altyd die hoofkwartier van Suid-Afrika se leer- en lugmag. Miskien is dit juist die manne van die lugmag wat deur die jare vanuit die lug die beste beeld kon vorm van die mate waartoe Pretoria sy leuse waardig is. Praestantia praevaliat Pretoria. Pretoria blink uit in voortreffelikheid. My naam is Rihanna van Wyk. Ek is 'n toergids hier by Sammy Marks Museum. 'n Wonderlike, pragtige plek om in te werk. Ek het 'n voorreg om hier te werk. Maar die Sammy Marks Museum is natuurlik bekend vir sy inwonende spook. Ons het net een inwoner in die huis op die oomblik en dis John Murray. Hulle sê hy's 'n vriendelike spook. Ek het hom nog nie persoonlik ontmoet nie, maar ek het hom al aangevoel. Snaakse dinge gebeur in hierdie huis soms. Partykeer in die kamer, dan flikker die ligte so onreëlmatig. Die hangkas se deur gaan oop, die boekrak se deur gaan oop en die lamp val op die grond en jy voel dadelik 'n energie, 'n teenwoordigheid en jy gee maar pad so vinnig as jy kan. Die museum was bekend vir sy Sondag-aand toere en ook spooktoere wat hier gehou word, maar veral ook die konserte wat op 'n Sondag-aand gehou was. Ons het wonderlike kunstenaars gehad wat hier opgetree het, maar daar het ook maar snaakse dinge met die konserte gebeur. Een aand wat ons 'n baie bekende sanger hier gehad het en die begeleiding word met die klavier gedoen. Die klavier is die vorige dag gestem, daar was niks fout nie, en toe skielik die aand. Toe is daar 3 dooie note op die klavier wat dit vir die begeleier vreeslik moeilik gemaak het. En ons het die volgende dag die klavierstemmer laat inkom en toe was daar geen dooie note op die klavier. So ek glo daai aand wou John Murray stilte en rus in die huis gehad het. Maar onthou net, dis wat ons altyd onthou, want as ons 'n spooktoer doen, dan is dit al laat wanneer jy weggaan. En ons probeer altyd so vinnig as moontlik uit sy kamer uitkom. Ons vertel vir onsself, moenie bang wees nie, hy's 'n vriendelike spook. Ons het 'n persoon gehad wat sê dat hy clairvoyant is, dat hy heldersiende is. En hy het die ou man met sy lang wit baard gesien. Hy sê sometimes all over the house, but he's mostly in the one room, dis waar hy altyd gebly het. Maar die man het ons verseker, ons kan maar ontspan, he's a friendly spirit. So na so 'n spooktoer, as jou gaste nou weg is, dan moet die gids nou horkies toemaak, vensters toemaak, al die klas van dinge doen. Dan vergeet ons baie keer om 'n venster toe te maak in ons haas om uit die kamer uit te kom. En dis eintlik baie maklik met 'n spook in die huis, want jy word nooit regtig kwaadlik geneem as jy so iets nagelaat het nie, want die maklikste ding is sê ek onthou, ek het die venster toegemaak. Nou wie gaan met jou stry? John Murray het dit oopgemaak. En dis al wat ek eintlik kom na die museum toe. Dis 'n wonderlike ervaring om teruggevoer te word na die jare van swier en elegansie, soos wat die Victoriaanse tyd altyd was. En kom maak kennis met ons spook. Miskien sien jy hom. Daar's baie, ek kan julle heeldag besig hou met stories oor die spook, maar kom ervaar dit.